een hart. En is ek baie opgewonde en ek het so 'n paar maande, ek dink dit was verlede jaar gewees, het ek 2 preke gepreek oor. Die een was God se hart vir ons en die ander een was ons hart vir God. En toe dink ek dit gaan baie maklik wees oor ons hart vir God, want ons stap mos net in. En toe kom ek agter goeie genade, maar ons is van die pad af. En dat daar regtig net een rede is hoekom maar enige goedheid in ons is, en dis dat die Heilige Gees in ons lewens is. En dieselfde Heilige Gees, en dis waarom ons tema van hierdie jaar as een gees, as een hart, as een missie en as een familie is, as een. En hoekom eenheid so belangrik is vir Jesus, en ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Verlede week het pastoor gepraat in die eerste deel van die as een hart preekreeks wat hierdie kwartaal se tema is. Om as een te beweeg, moet ons lief hê en ons moet vergewe. Ons moet lief hê en ons moet vergewe. Nou, elke een van ons, as ons al met mense te doen het, en ek wil nou glad die pastoor se preek heeltemal oorvat nie, maar iets het my net opgeval van daai woord vergewe as ons met mense te doen het, maar as elke een van ons al in die omstandighede waar ons moet vergewe. En besef ons dat daar geen manier is wat jy dit kan regkry, want mens voel nie altyd so nie, maar daar is al geen manier wat ons dit kan regkry, behalwe as ons Jesus se liefde verstaan en Jesus se liefde in ons hart het nie. So vanoggend gaan dit oor bemoediging. En dit is vir my, toe pastoor vir my sê, ek moet oor bemoediging praat, toe's ek baie bly, want dit is vir my 'n kosbare tema, waarvan ek baie hou. Maar nou gaan ons na 5 goed kyk vanoggend, as ons kyk na bemoediging. Die eerste een is, wat is die belangrikheid van bemoediging? En dan, wat beteken dit om mekaar te bemoedig? En dan die voorbeeld van bemoediging. Vierens gaan ons kyk na wat die maniere van bemoediging wat daar in die woord is. En dan laastens praktiese maniere hoe ons mekaar kan bemoedig. So ek hoop elke een van julle is so opgewonde oor dit wat ons vanoggend gaan hoor, soos wat ek daaroor is. Want dis 'n opgewonde, positiewe, lekker boodskap om vanoggend te hoor. Maar, baie dankie Susan, dis ook 'n groot verantwoordelikheid. Soos wat ons nou gaan hoor, dis 'n opdrag. En 'n mens voel baie keer self nie eers lus vir die dinge wat vir jou voorlê, nou moet jy iemand anders gaan bemoedig. Maar iets wat ek agtergekom het in my lewe is, en ek dink baie kan saam met my stem, dat partykeer wanneer jy dink, die hele wêreld is teen jou en alles is die slegste van sleg, dan kom daar net iemand met wie dit bietjie slegter gaan as met jou, dan gaan dit sommer skielik goed met jou. Of jok ek nou, dis die waarheid, nee, dan dink jy, ek het gedog, en ek sê dit baie, dan sê ek, ek het gedog, ek het hierdie verskriklike groot probleem, maar nou dat ek gehoor het wat met jou aangaan, kom ek bid liewer saam met jou, want nou besef ek kla oor niks. So, dis verskriklik kosbaar, hierdie wat ons vanoggend gaan hoor. Nou, wanneer iets belangrik is, en die mense wat saam my werk sal weet, ek kan baie maklik almal herinner. Hoorie julle, onthou nou net, asseblief, as jy nou gaan, arme Tiaard, hy hoor dit elke dag 100 keer. As jy gaan, dan doen jy nou dit, nê? En dan doen jy dit, en dan, en dan loop hy so 2 draaie, of ek loop, dan sê ek, onthou nou net. Jy moet nou net onthou, dat as jy nou daarvan af terugkom, dan moet jy hierdie kant toe, en dan moet jy, en dan loop ek so verder, en wat moet jy nou weer eers te doen? Want die goed's belangrik, ons werk teen tyd. So, dit is nou nogals iets, so as iets belangrik is, dan wil ons mekaar graag herinner daaraan. En die woord van die Here herinner vir ons in die Nuwe Testament, 105 keer daaraan, dat ons mekaar moet bemoedig. 105 keer. Van die 27 boeke in die Nuwe Testament, is daar 19 boeke wat ons aanmoedig om mekaar te bemoedig. Dis eintlik kosbaar, as 'n mens dink, hoe belangrik dit is om mekaar aan te moedig.
En dan, wanneer ons na die woordjie bemoedig kyk, dan sien ons daar in die middel die woordjie moed. Nou hierdie woordjie moed het ek nie geweet nie, ek het dit gaan Google, maar die woordjie moed beteken in Latyns hart, die kor, die hart. So, as ek iemand ontmoedig, dan beteken dit eintlik, ek vat die hart uit iemand uit. Ek vat die hart uit hierdie omstandighede uit. Wanneer ek iemand bemoedig, dan beteken dit, die Engelse woord is mos encourage, dan sit ek sommer 'n nuwe lewe daarin. En ek dink baie keer aan myself, as ek nou sommer 'n voorbeeld kan vat, verlede Saterdag was 'n verskriklike besige Saterdag, en ons moes net op verskillende plekke 'n klomp goeders bymekaar hê, en wat moes gebeur het. En hier kom twee kosbare mense en sê vir my, hoorie, ons gaan vir julle hierdie pakkies pak. Moet jy nou nie bekommerd wees nie, die pakkies word hierdie kant gepak, hierdie kant moet ons kos maak, hierdie kant moet ons vir hierdie mense pakkies maak. Ons gaan vir julle hierdie pakkies pak. En so hardloop ek dan nou gou so tussen die twee gaan kyk dat alles net by die verkoop goed gaan, en dan kom ek weer terug en dan sien ek, kyk hoeveel pakkies is hier gepak. En dit het my so bemoedig. Hulle het iets van hulle self gegee vir my, sodat ek bemoedig kan wees. En so vra dit iets van 'n mens, as jy iemand gaan bemoedig. So, ek onthou, my seun, en ek het al dit vir julle vertel. Goed, ou, net 1 sekond, asseblief. Dankie maak hier, so daar sy. Nou gaan ek bietjie sukkel, want ek hou van my hande, maar nou ja, ek onthou, so my seun was op skool gewees, en hulle het 'n rugbywedstryd gespeel. En ek het al die storie vertel, maar dit is so vir my so bemoedigende of so 'n verskriklike goeie aanwysing gewees van hoe die bemoediging eintlik 'n verskil maak in iemand se lewe. Ekskuus dat ek net hierdie ding afval, want hy gaan nou vir my pla, jammer. Dankie Susan. Het jy alles? Nou sê. Nou is ek reg, I'm free. Goed. So, hulle het rugby gespeel. En dit was 'n baie belangrike rugby game gewees. En so sit ons almal op die paviljoen. En, ek wou sê, ek hoor nie mooi nie. Hierso is 'n deel, daar sy. Nou kan ek uiteindelik, ek dog nou iemand sê vanoggend vir my, sit nie meer hier voor nie, want hy het gedog, hy moet gaan sy ore laat toets. Nou voel dit al vir my ook nou vermoere, so. Maar daar sy, ek het nou die probleem ontdek. So teen halftyd toe loop hierdie kinders agter. En ons is daar, ons ma sit op die paviljoen en ons kyk en ons skree vir hierdie kinders, moedig hulle aan, maar ons besluit net, hoorie, hierdie kinders kan nie mooi hoor wat ons nou vir hulle sê nie. Dis in al hierdie geluide deur, en ons klompie maas storm daar af. Die een ma sê, nee, hulle die game verloor. Ek sê nooit. Dis nog halftyd, hier's nog baie kan nog gebeur. Ons het mos nie verloor voor ons verloor het nie. Hier's ons almal hier af, hardloop hier teen die kantlyn. Toe mag ons dit nou doen. Deesdae word as ek goed gespan nie, mag nie. Maar hulle het gesukkel om by ons verby te kom, want soos hierdie lyn hier is, hardloop ons en sê, yes, kom julle. En soos hulle beweeg, so beweeg ons saam met hulle en ons moedig hulle aan. En hulle druk die laaste 3 wat die oorwinnings 3 was daai dag. En daai dag het ek gesien, wat beteken dit om iemand wat op hulle knieë is, aan te moedig? Dit is waarom hierdie so kosbare boodskap is vanoggend, want die lewe druk vir ons hart. En die lewe het ons baie keer op ons knieë. En dan is daar net iemand nodig om te sê, weet jy wat? Kom, ek gaan saam met jou hierdie gaan. Net iemand. Daar's 'n pastoor wat, en ek kan sy naam, ek ken hom eintlik so, maar ek kan nou nie onthou nou wat is sy naam nie, maar hy het nie bene nie. Die pastoor. Ja, maar in elk geval, hy het wat hy praat met tieners.
En hy's op 'n tafel en hy sê, hy staan so en hy gaan so dat hy wil afval en hy sê, dis net een mens wat nodig is om hierdie te laat gebeur. Die lewe het jou klaar daar. Dis net een mens wat nodig is om daai val te maak. Maar is een mens wat nodig is om 'n tree terug te gee. So vanoggend gaan dit oor die een mens te wees wat die tree teruggee. Nou ja, ek lees hierdie raak, dit was vir my kosbaar. William Barclay, hy het dit baie jare gelede geskryf, baie jare gelede geskryf. Een van die hoogste verantwoordelikhede van 'n Christen is om ander te bemoedig. Dis maklik om mense se ideale uit te lag. Dis maklik om koue water op hulle geesdrif te gooi. Ja, dis maklik om mense te ontmoedig. Daarom is die wêreld vol moedelose mense. Mense wat ander bemoedig en aanmoedig is daarom lewensnoodsaaklik. En dit is Christene se plig om sulke mense te wees. 'n Enkele woord van lof of dank of waardering of humor het al talle mense op hulle voete gehou wanneer hulle knieë wou knak. Geseënd is hulle wat sulke woorde uitdeel. Want die woord sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 11, daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Bemoediging is baie keer so suurstof. Dit sit weer asem in jou lewe. So, dit was die eerste punt. Die tweede punt is, wat beteken dit om ander te bemoedig? Nou wel, as ons nou eers gaan kyk na wat dit nie beteken nie, dan beteken dit om nie ander te vlei nie, te komplimenteer. Dis iets anders. Dis nie bemoediging nie. Om iemand te vlei, beteken baie keer om mooi dinge vir iemand te sê, om iets daaruit te kry. En die oomblik toe ek dit skryf, toe dink ek aan iemand wat by my werk. En sy sê altyd vir my, as ek nou sê nou maar mooi skoene dan aan het, dan sal sy vir haar mooi skoene, dan sal sy vir my sê, jy het sulke mooi skoene aan. Dan sê ek, dankie, kan ek dit kry? Vra sy vir my. En dit het my dadelik daaraan laat dink, dat ons sê baie keer vir iemand, partykeer is dit regtig uit ons hart uit, maar partykeer sê ons net iets vir iemand, om iets daaruit te kry. So, dis wat dit nie is nie, om ander te bemoedig. My kinders het baie keer, en ek dink baie van ons kan daai selfde sê, ek het dierbare kindertjies ekke. Maar hulle het regtig partykeer was hulle eerlik en opreg, en het vir my gesê, "Ai mamma lyk vir my so mooi vandag." Maar ander kere het hulle by my gekom en dan sê hulle, "Mamma, ek weet nie, almal ken dit, nee. Ons het dit self gedoen. Ag, mamma lyk so mooi vandag." En dan weet ons sommer, wat wil jy hê? Nee. So ons is al almal daardeur. Dit is ook nie motiveringsboodskapies en mooi sê goedjies nie. So ek hou baie van hierdie motiveringsboodskapies wat ons kry, maar baie keer is dit vir my baie lekkerder om liewer 'n uit die hart boodskap te kry van, ek bid vir jou. Half nie 'n emoji by te wees nie, half niks by te wees nie. Is dit, ek dink vandag aan jou en ek bid nou vir jou. Dit beteken die wêreld vir my. So baie keer is ek besig en dan het ek nie tyd om my alles te lees nie. Ek sê nie dis sleg om dit te stuur nie, dis wonderlik. En die kere wanneer ek die tyd het, of iemand sê vir my, hoor, hier's 'n ietsiekie wat my aan jou herinner het, dan is ek nuuskierig. Maar as dit hierdie enetjie is wat ek sommer voort, dan voel dit baie keer vir my van, ek wil net die hart hierin hoor. En ek sê nie die hart daar agter is verkeerd nie. Hoor mooi wat ek vanoggend sê. Ek sê net, dis vir my baie keer baie lekker om net sommer 'n boodskapie te kry om te sê, ek dink vandag aan jou. Ek het nou hier verbygeloop en weet jy wat, toe onthou ek weer daai. Dis lekker om net so bemoedig te word. Maar baie keer kry ons hierdie motiveringsboodskapies oral, en dan staan daar byvoorbeeld ietsie soos, you must find the place inside yourself where nothing is impossible.
Nou lees ek dit, nou dink ek, wat is vir ons, miskien verstaan ek hierdie een verkeerd, maar dit kan ons baie keer demotiveer. Want ergens in ons menslike wese kan ons nie altyd alles reg kry nie. So as ek nou nie alles reg kry nie, dan voel ek, ek het gefaal hierin, want ek kry nie die plek waar niks vir my onmoontlik is nie. So die derde ding is bemoediging beteken nie om 'n gawe van bemoediging te hê nie, maar dit is 'n opdrag wat ons moet gehoorsaam. Kan ek dit weer sê? Want dit sê iets van elkeen van ons. Dit beteken nie jy hoef die gawe van bemoediging te hê om iemand te bemoedig nie. Wat dit beteken is, God het die opdrag gegee en ons moet dit gehoorsaam. So wat beteken dit nou wel om iemand te bemoedig? Dit beteken, ons hardloop langs die veld, saam. Ons besluit ons stap hierdie pad saam met 'n ander een, waar sy woord, sy wil en sy beloftes waar word in hierdie persoon se lewe, om hom op te tel daar waar hy lê. Want is dit nie ongelukkig baie keer so, dat ons liewer iemand meer afkraak? Dat ons bietjie meer te sê het oor iemand wat reeds lê. Dis sleg, maar dit is hoe ons mense is. Die wêreld is 'n harde wêreld. Is baie makliker om te trap op iemand wat lê as om te sê, weet jy wat? Die woord, die Here se wil en sy belofte sê dit, staan op. Ek gaan hierdie treetjie vir treetjie, knie vir knie waar jy hier opstaan saam met jou gaan. Die derde ding is die voorbeeld van bemoediging en hierdie maak my baie opgewonde. Want waar kry ons die voorbeeld van hoe ons moet bemoedig? By niemand anders nie as die bron van bemoediging, God die Vader homself. Romeine 15 lees ons, hy is die God van bemoediging. En wanneer God vir ons sê, ek is by jou, ek is daar vir jou, dan loop hy hierdie pad saam met ons, hy los ons nie. In Romeine 5 vers 5 staan daar, mag God, wat die bron is van standvastigheid en bemoediging julle help. Hoor wat sê hy hier? Om in volkome harmonie met mekaar te lewe. Elkeen met die gesindheid van Christus teenoor julle medegelowiges. Dan sal julle almal in 'n wonderlike eenheid van gees en uit een mond die lof toebring aan God die Vader van Jesus Christus, ons Here. Hy is die bron. Wat beteken die bron? Die bron beteken ek en jy kan uit hom uitput. Ons kan by hom trek. Die bron is die een wat alles bevat en ons mag dit van hom trek. Standvastigheid, bemoediging. Hy gee dit vir ons. Ek het nou gesê, as hy sê ek is by jou, dan is hy by jou. Meer nog, hy is in ons. Hy's in ons. Hy stap elke pad saam met ons. 2 Korintiërs 1 vers 1 tot 11 is daar in daai paar verse kom daar 11 keer die woord bemoediging voor. Ons gaan nou net vers 3 en 4 lees. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die eer toe. As ons Vader oorstroom hy ons met sy goedheid. As ons God troos hy ons. Hy bemoedig ons. Hy praat ons moed in. Hy staan by ons en hy help ons in al ons krisisse. Daarom kan ons ander mense help en troos wanneer hulle swaar kry. Ons kan presies dieselfde troos met hulle deel as wat God met ons gedeel het. Hy's die bron. Hy gee dit van ons, vir ons. En as ons sy volgelinge, as ons sê ons is sy volgelinge, ons is disippels, dan doen ons wat ons leermeester sê en ons put uit daardie bron uit. Die Griekse woord
vir bemoediging is paraklesis. En dit laat 'n mens nou baie ding aan parakleet. Parakleet is die Heilige Gees wat in ons is. So God het vir ons self binne in ons sodat ons ander kan bemoedig. Maar paraklesis beteken om by iemand te wees, om langs iemand te loop, om soos ek nou gesê het, hier te staan en te sê, kom julle, tot hulle die 3 druk, tot hulle deurdruk, deur die omstandighede waarin hulle nou is. God is langs ons om ons te bemoedig wanneer dit swaar gaan. Hy is nie net langs ons nie. As ons lees in Johannes 14, daar waar Jesus weggaan, en ek het dit nou gesê, dan sê hy, ek gaan vir die Vader vra om vir julle 'n ander helper te stuur. 'n Ander helper, wat vir altyd by julle sal wees. En dis die Heilige Gees, die parakleet, die een wat bemoedig. Die een wat bemoedig. Is julle nou al so opgewonde soos ek, want ek staan hier en gee my beste, ek spring op en af, ek hardloop daar na julle toe. Hoor julle, hoe sê die Here vanoggend vir ons? Ons moet mekaar bemoedig. En ek wil my grootste hartsbegeerte vanoggend, dis as ons hier uitstap, dat elke een van ons, as gevolg van die bron van bemoediging, hier kan uitstap en bemoedig is. So die maniere wat die woord sê, dankie Tannie. So die maniere van bemoediging in die woord. En hierdie, ek weet nie wie ken hierdie man nie, maar min mense ken hom. Miskien ken julle hom almal. Nou het ek hierdie uitspraak gemaak. Maar wie ken die naam Barnabas, die man Josef wat Barnabas genoem is deur die disippels? Nou kom ek vertel vir julle van sy lewe. Dit was nou vir my kosbaar geweest, want hy gee vir ons die maniere hoe ons mekaar kan bemoedig. So eerstens lees ons van hierdie Barnabas in Handelinge 4 vers 36 tot 37. En daar staan, so was daar byvoorbeeld Josef wat deur die apostels Barnabas genoem is. Dit beteken iemand wat mense moet inpraat. Nou toe ek dit lees, toe wonder ek nou, wat sou sy bynaam vandag gewees het? Weet iets soos Baans. Jy weet, Barry. Nee, ons gee mos vir almal, hey ou Barry, hey ou Baansie. Ons gee mos vir almal so ou bynaampie. Nou die apostels het nou vir Josef Barnabas genoem. Iemand wat mense bemoedig. Hy was uit die stam van Levi en is op Siprus gebore. Hy het sy grond verkoop en die geld vir die apostels gebring om vir die te gee wat tekort het. Nou as ons daar in Handelinge 4 gaan lees, dan gaan dit juis oor die gelowiges wat met mekaar hulle besittings gedeel het. En die eerste ding wat Barnabas vir ons hier verduidelik, is dat ons mekaar kan bemoedig deur rentmeesterskap. Nou, Isabel, ek wil net weet, jy het nie dalk vir my R500 nie, asseblief. Het jy? Yes. Ja, kyk hoe verbaas is Dion. Jenne, dankie Isabel. Kyk het hoe vrygewig is jy nou. Dra jy altyd R500 by jou? O, maar dankie dat jy vandag net baie dankie Isabel dat jy nou vir my die R500 gee. Sjoe. Nou so Koenie ook 500. Jammer dat ek jou nou so op die spot gesit het, Isabel. Hoekom het ons hierdie gedoen? Hierdie R500 het ek voor die tyd vir Isabel gegee. En vir gevra sal sy dit vir my teruggee. Het dit vir julle enigstens moeilik gelyk dat sy dit vir my, was dit moeilik vir hom dit vir my te gee? Glad nie, hoekom nie? Want dit is myne. Nou, wil ek hierdie vraag vra. Wat het ons wat God nie reeds vir ons gegee het nie? Dink bietjie daaroor, want dis 'n moeilike amen. Dit beteken as die Here sê, gee daai,
dan moet ek kan sê, ja Here, dit was u sin. Hier is dit. Nie vasklou daar nie. Soos wat Barnabas gegaan het, sy grond verkoop het en dit gaan gee het. Ek sê nie vanoggend verkoop julle grond nie, asseblief, hoor by die Here. Ek sê net, dat as ons besef, dat dit wat ons het die Here vir ons gegee, dan gaan jy makliker minder daaraan vashou en dit makliker gee. Ek sê hierdie week vir die Here, Here, help my onthou, ek ry met my karretjie nou 4 jaar. En ek sê vir die Here, Here, help my onthou hoe dit voel. Die eerste dag, toe ek daai blou karretjie daar sien staan het. En hulle vir my sê, wil jy hom hê? En ek sê ja. En ek dog dis bo my vuurmaakplek. En die Here gee vir my hierdie karretjie. Ek betaal hom, ek sê net. Die Here gee vir my, hy het vir my alles mooi in plek gesit dat ek hom kon kry. Maar van al die karre wat daar was dit die mooietjie wat ek wou hê. En die Here het hom vir my gegee. En ek vra die Here net weer, Here, help my net onthou hoe dit voel, daai eerste keer, want jy raak hom gewoond, kry hom vir 4 jaar. Help my om vergenoeg te wees met wat ek het, want hierdie kar het u vir my gegee. Die eerste keer toe ek my huisie se sleutels in my hand hou, en ek weet hierdie huisie is my huisie, dan weet ek, die Here het vir my gegee. Maar beteken dit nou ek moet vashou daaraan? As hy sê, jy moet mooi luister, het jy reg luister. Jy kan nie gaan weggee en dan sê, ek het gevoel die Here sê so, en dan is dit glad nie wat die Here gesê het nie. Nee, ons moet doen wat die Here sê. Daai gaan baie meer as net geld. Wat het ons wat God nie reeds vir ons gegee het nie? Dis ook tyd. Dis ook liefde. Dis ook om ander te help. Die Here het dit vir ons gegee. Hy is die bron van bemoediging en daarom het ek en jy is dit in ons vermoë om iemand te bemoedig. So dan kyk ons so entjie verder, wat nou intussen gebeur het van Handelinge 5 na Handelinge 9 toe, is in Handelinge 9, net voor Handelinge 9, het die Here dit was in Handelinge 9, het die Here 'n ontmoeting met Saulus op die pad na Damaskus gehad. En nou is al hierdie apostels vrek bang vir Barnabas, vir Saulus, nee, Jonne. Okay, hulle is nou vrek bang vir Saulus. Ek bedoel, ek dink nie dis heeltemal geregverdig. Hy het hulle vervolg, hy het al die Christene vervolg, hy het hulle doodgemaak en hy was vurig daarin gewees. En nou ewe skielik, nou kom hy en nou sê hy, nee, ek verkondig nou die woord van die Here, ek is nou 'n kind van die Here. As ons daar lees, dan staan daar, hulle het nie geweet, is hy regtig 'n Christen nou nie, is hy nou regtig 'n kind van die Here nie. So hulle is bang vir hom. En hier kom Barnabas na die apostels toe. En ons lees dit in vers 27 waar hy sê, Barnabas het toe nou vir Saulus na die apostels toe gevat en vir hulle vertel hoe Saulus op die pad van Damaskus die Here gesien het, hoe hy 'n ontmoeting met hom gehad het. En Barnabas het ook vertel dat die Here met hom gepraat het en dat Saulus nou vurig die woord van die Here verkondig. So wat doen Barnabas hier? Barnabas is 'n vriend vir Saulus. Dink net as Barnabas nie daar was nie. Dan was almal nog steeds bang vir Saulus gewees. Maar Saulus kom en hy sê, hoor julle hoef nie bang te wees nie. Ek het gesien, hierdie man, hoe verkondig hy die woord van die Here. Ons sien dit in Handelinge 9, vers 27. En dan is daar nou baie hartseer ding, wat ek raak lees. Navorsing het bewys, dat 70% van ons samelewing vandag aan kroniese eensaamheid ly. Dis skokkend. Dis 7
uit elke 10 mense ly aan kroniese eensaamheid. Dis baie seer en baie sleg. So deur 'n vriend te wees vir iemand, is dit hoe ons iemand bemoedig. Soos wat Barnabas vir Saulus was. En dan hier's die ding, 'n ware vriend is iemand wat inkom wanneer almal anders uitgaan. Kan ek dit weer sê? Want dit hoort baie meer amens te kry. 'n Ware vriend is iemand wat inkom terwyl almal anders uitgaan. Ek het dit beleef in my lewe. Wanneer jy voel jy het niemand in hierdie wêreld nie. En almal het iets te sê en hier's hierdie een wat so langs jou staan en vir jou sê kom, ek haak by jou in. Ek het 2 sulke vriendinne gehad in 'n tyd waar ek regtig gedink het ek niemand in hierdie wêreld het nie. Ek het my familie, maar my familie is bietjie ver. Hulle bly in Amerika, meeste van hulle. Ek het so bietjie hierso, maar die meeste van hulle is in Amerika. So ek het regtig gevoel asof ek het nie vriende nie, ek is alleen. En hier is hierdie tweeetjies en hulle haak by my in en hulle sê vir my, nee, jy gaan nie gaan lê nie, ons gaan saam. 'n Ware vriend is iemand wat instap wanneer almal anders uitstap. So dan sien ons weer 'n entjie verder in Handelinge 11, ons stap vanoggend so bietjie deur Handelinge om die pad van Barnabas te volg, waar hy begin het en net sy stuk grond verkoop het, tot waar ons nou is. In Handelinge 11 vers 20 tot 24 sien ons dat hy bemoedig deur 'n vennootskap. So ons het nou eers gesien, hy het bemoedig deur rentmeesterskap. Tweedens het hy deur sy vriendskap wat hy met Saulus gehad het, bemoedig. Derdens bemoedig hy ander deur vennootskap. So die gemeente in Antiochië het ontstaan. En die gemeente van Jerusalem sê, hoor hierso, vir wie gaan ons stuur om te gaan kyk wat daar aangaan? Laat ons net weer die dinge loop reg daar. En wie kies hulle? Vir Barnabas. Barnabas kom daar en hy sien dit wat die Here besig is om te doen in hierdie gemeente. En hy skryf, dit staan so mooi hier geskryf, Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en van geloof. 'n Aansienlike groep mense is na die Here toe gebring. So hy gaan toe en hy gaan vertel vir die by Jerusalem, nee, weet julle wat? Dit wat die Here besig is om daar te doen is noemenswaardig. Ons wil graag hê hulle moet bietjie hulp kry. Ons moet hulle gaan help. In my taal sê ek dit nou. Weet julle hoe belangrik is dit wat hy hier gedoen het? Want hier is Barnabas nie 'n verdeler nie. Hy's 'n brugbouer. Dis so maklik in vandag se tyd om mure te bou. Ek is nie tevrede met dit nie. Nee, ek hou nie van dit nie. Nee. En eintlik is dit die vyand se manier om ons heeltemal te verwyder weg uit die samelewing. Hoekom sê die woord? Die woord sê vir ons moenie wegbly van die samekomste van die gemeente af nie. Dis belangrik dat ons hier moet wees. Dis belangrik dat hier community moet wees, dat ons saam met mekaar die Here moet aanbid. Jy kan nie jou alleen bemoedig nie. Jy kan nie. Ons het mekaar nodig. So dis makliker om mure te bou as wat dit is om brûe te bou. Iemand sê, there's 3 kinds of people in the world. Risk takers, caretakers en undertakers. Nee, dis die waarheid. Mense het altyd partykeer hierdie persoon of 2 wat half net as iemand opgewonde is, yes, kom ons gou. Nee, dink jy het gewerk nie. Ons kry dit, die undertaker. Nee, ons kry dit. So dis belangrik. En daarmee wil ek eintlik elke een van ons aanmoedig, dat ons brugbouers word. Nie verdelers nie. As jy 'n verdeler is, kan jy nie by hierdie tema inpas nie. Ongelukkig.
Moenie uit die kerk uit gaan nie, asseblief. Wag net tot pastoor terug is nie. Skus pastoor. Nee, is net 'n grapie. Dat jy moet net vir hom sê dan eers wat het ek gedoen voordat jy loop. Nee, dis my verduideliking. Nee, wat ek hiermee wil sê is as ons harte een is in hart soos wat die woord sê ons moet wees, dan kan jy nie 'n verdeler wees nie. Dit beteken nie ek stem altyd saam met alles nie, maar dit beteken nie om negatief en afbreekend te wees en te kla en altyd die een moet wees wat almal moet try saamsleep. Is moeilik. Dit maak bemoedigers moedeloos. Regtig. Kom net. Nee, dit voel net asof jy in die middag is jy skoon uitgeput net oor jy moet probeer saamsleep. Wees een wat inhak. Wees die brugbouer, hier gaan ons. Ja. So, dan sien ons in vers 25, dat Barnabas toe nou iets besonders doen. Hy moedig leiers aan. Hoekom sê ek so? Hy gaan haal vir Saulus, toe hy nou daar terugkom in Jerusalem toe gaan haal hy vir Saulus in Tarsus. En hy sê vir hom, kom, jy moet Antiochië toe kom. Want hy weet, Saulus is die een wat hierdie mense nodig het om hulle te lei. Hy is daar. Barnabas was daar. Maar hy weet, ek's nie hierdie leier wat hierdie plek nodig het nie. Hulle het vir Saulus nodig. En hy gaan haal vir Saulus. Is dit maklik om tweede viool te speel? Nee. Dis nie altyd maklik om tweede viool te speel nie. Ons wil baie keer die erkenning hê vir goeders. Ons wil baie keer voorop staan. Ons wil baie keer. Maar die Here het elke een van ons in hierdie fundament ingesit met 'n verskillende taak en 'n verskillende doel. En elke een, as jy 'n baksteen is, moet jy nie probeer om die grond te wees nie. Die Here het vir jou 'n taak gegee. Elke een van ons. En dis eers wanneer ons daarin loop, in sy wil en in sy belofte en in sy woord wat hy vir ons gee, wat ons waaragtig hom behaag. Wanneer ons in eenheid saamstap om hierdie te bou. So, dan die laaste ding wat Barnabas doen, en dit kry ons in Handelinge 15 vers 36, gaan hierdie selfde Barnabas, nou is hy al soveel gemeentes gestig, en Paulus sê, hoor hierso, ons moet nou gaan, en ons moet nou hierdie gemeentes gaan besoek, en daar vind ons, hier staan nogals in die woord, staan daar, daar het toe kwade gevoelens tussen die twee ontstaan, want wat gebeur? Hier sê Barnabas vir Paulus, hoorie, ek wil graag vir Johannes, wat sy naam Markus is, nee, Markus, ja, Johannes, hulle noem hom Markus, wil ek saamvat, nee, sê, dat ek net gou sien of het ek nou hier verkeerd, is dit 38, ok, dankie, so dis vers 38, nee, hy sê toe nou, nee, wacht, kom met ons ek gaan nou vir Markus saam met my vat, nee, sê Paulus, jy kan nie vir Markus saamvat, jy het ons nie steek gelaat, onthou jy daar in Pamfilië, toe ons begin bedien het, toe het hy ons in die steek gelaat en teruggegaan huis toe, nee, ek soek hom nie saam my daar nie, en Barnabas besluit, maar hy vat vir Johannes saam, en daar gaan Paulus en hulle wegskei op daai oomblik, want Paulus vat toe vir Silas saam met hom, en hulle gaan in die ander rigting. Nou, iets wat hier gebeur, wat kosbaar is Barnabas weet, Markus het geval, maar hy weet dis nie finaal nie. Ek wil vanoggend vir elke een sê wat hierdie moet hoor. As jy gefaal het, maak nie saak waarin nie, dis nie finaal nie. Dis nie finaal nie.
Uit my eie lewe, as hierdie nie waar was nie, het ek nie vandag hier gestaan nie. Ek deel met iemand 2 weke terug, ek sê, dis die pad en so en so en so en so. Hulle sê, wat? Ek sal dit nie nou sê nie. Maar dis as gevolg van vriende, wat ingehaak het en gesê het, kom, ons bou brug. Dis van my bron van bemoediging, waarby ek kon uitput, om te hoor wat hy sê, maak nie saak wat wie sê nie. Dis van genade, wat hy het, wat ek moes leer. Barnabas het geweet, dat om te val, is nie finaal nie. Dit was vir my belangrik om dit te weet, want ek het so groot geval, dat ek gewonder het, Here, moet ek nou doodgaan? Wat lê nou vir my oor? Hierdie was nou so sleg en so lelik, hoe gaan ek ooit weer hier uitkom? En die Here sê, kom. Die bron van bemoediging. 'n Tyd het verbygegaan en Paulus sit in die Romeinse tronk. En terwyl hy daar sit, stuur hy hierdie boodskap vir Barnabas en dit staan in 2 Timoteus 4 vers 11. Hy sê, net Lukas is by my. Gaan haal vir Markus. Gaan haal vir wie? Vir Markus. Hy het nou net gesê, nee, ek soek nie vir Markus nie. Hy het ons in die steek gelaat. Maar as gevolg van dit wat Barnabas gedoen het om te sê, kom, ek vat hom, ek glo in hom, gaan sê Paulus in 2 Timoteus 4 vers 11, gaan haal vir Markus en bring hom saam met jou wanneer jy kom, want hy kan my behulpsaam wees. Kyk wat gebeur hier. So eerstens het hy ons geleer, dat ons kan bemoedig deur rentmeesterskap. Ons kan bemoedig deur vriendskap. Ons kan bemoedig ander om deur 'n vennootskap. Ons kan ander bemoedig om leiers te wees. En laastens bemoedig hy ander om verhoudings te herstel. En hier's die ding nou vanoggend. Die kerk het Barnabas nodig. Barnabas nodig. En wie's die Barnabasse? Ek en jy. Nie iemand wat die gawe van bemoediging het nie. As ek en jy vanoggend sê, ek is 'n kind van die Here, dan put ons by die bron van bemoediging en dan is dit in my en jou hand om iemand te kan bemoedig. En wil ek vanoggend elkeen uitdaag en sê, kom ons sit ons naam daarin. Kom ek sê, ek gaan ander bemoedig deur rentmeesterskap. Ek gaan ander bemoedig deur vriendskap. Ek, Shamaine, gaan ander bemoedig deur vennootskap. Ek, Shamaine, gaan ander bemoedig om leiers te wees. Ek, Shamaine, gaan ander bemoedig om verhoudings te herstel. Begin by my, Here. Pure heart. Begin by my. Gee vir my 'n rein hart, Here. Gee dit van my, want ek het dit nie, nê? So, die laaste ding wat ons gaan by stil staan, voordat ek nou, dis nou die bemoedigende deel van die preek, is, hou net moed, die einde is in sig. Okay, so, die laaste deel van die bemoediging vanoggend, is die praktiese maniere van bemoediging. Om te sê, Here, help my om die mooi raak te sien in iemand anders. Want ek sien nie iets hier nou nie. Help my, Here. Help my net. Jy moet eintlik oefen om iemand aan te moedig. Dit moet 'n oefening word, en 'n onderskeiding om te weet, vlei ek iemand, komplimenteer ek iemand, of bemoedig ek iemand. En die grootste bemoediging kan sekerlik wees om te luister na iemand.
Die lewe is so gejaagd en mense is altyd so en almal wil net hulle sê en as iemand net by jou kom sit en ek weet ek wend partykeer so en dan sê ek, "Ag, ek is so jammer ek het nou weer so gewend," dan sê hulle vir my, "Ja, dis waarvoor ek hier is. Luister. Luister vir jou." Ons moet partykeer net iemand luister. Bel iemand. Bid vir iemand. Stuur net daai boodskap om te sê, "Die Here druk dit op my hart, ek bid nou vir jou." Verlede Sondag staan ons hier in die voorportaal en mense wys vir my foto's van hoe dit gelyk het op 'n plaas wat die wêreld verwoes het en hoe die Here kom groen grasies en blommetjies en alles kom plant daar en ek sien hulle getuig oor die Here se hand in dit. Ons kan mekaar bemoedig. Deur dit wat die Here vir my en vir jou doen, bemoedig ons iemand anders. En hiermee sluit ek nou af. So, eenheid is so belangrik vir die Here Jesus, dat hy sy lewe kom gee het. Sodat daar 'n eenheid, dat Jode en nie Jode Jesus mag dien. Dis waarvoor Jesus sy lewe kom gee het. Jode en nie Jode, anders was ons verlore gewees. Jode en nie Jode, hy kom skep eenheid daarso. Sodat ons aan die huis kan bou, waar hy woon, en waar hy verheerlik kan word. So wil ek en jy vir God behaag, net so by wyse van hand, wie wil God behaag? Wie wil? Ons wil almal, ons wil God behaag. Dan moet ons in eenheid lewe. Jesus het sy lewe kom gee daarvoor. In die kerk van 1 Korintiërs sien ons daar's dronkenskap, daar's immoraliteit en hulle dagvaar mekaar en die eerste ding wat Paulus oplet daar wat hy kom sê is ek sien hier's nie eenheid in hierdie kerk nie. Ten spyte van al hierdie goed wat besig is om te gebeur, kom Paulus en hy sê hier's nie eenheid in hierdie kerk nie. Eenheid is belangrik vir die Here. Dan sien ons in Efesiërs 4 vers 2 tot 3, met totale beskeidenheid en sagmoedigheid, ja met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Deur in vrede met mekaar te lewe, moet julle daarop toelê om die eenheidsband te bewaar wat die Gees bewerk het. Jesus kom sê vir ons moet nederig en sagmoedig wees. En die enigste plek waar in die woord waar Jesus homself beskryf, waar hy sy karakter beskryf as nederig en sagmoedig, is die vers wat ons baie keer lees in Matteus 11 vers 28. Kom na my toe julle almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en ek sal julle lewens verkoop. Neem my juk op julle skouers. Wie het hierdie al mooi gelees wat hier kom? Ons wil net hoor wat kan ons kry. Nee, of ek lees dit so. Kom na my toe wat moeg is en oorlaai is en hoor hier, kom leer van my, sê Jesus. Kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart. En julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Hoe moet ek en jy wees? As ons soos Jesus wil wees, moet ons hart sag wees en ons moet sag en nederig van hart wees. Met trots. Trots is die ding wat maak dat daar isolasie plaasvind. En ek kan die sterk woord gebruik, God haat trots. Verskeie kere in die woord lees ons van hoe die Here sy plan verander van toorn, waar hy toornig is oor iemand, as gevolg van trots wat hulle het. En hy laat vaar dit, omdat hulle nederig word. Ons bid baie keer, 2 Kronieke 7 vers 14, as my volk hulle verootmoedig en my aangesig soek, sal ek hulle land genees. Wat moet hier gebeur? Nie trots nie. Hoekom bemoedig ons baie keer nie iemand nie? Trots. Nee, ek kan sien daai en huil, maar ek gaan nou regtig nie. Ek sien nou nie kans vir die saak. Jy weet, net verlede week, onthou nou, ja. Nee. Jesus sê, sag, nederig van hart, soos wat hy is.
Waar trek ek en jy vandag met verootmoedigheid? Verootmoediging, nederig en sag. Ek wil viroggend vra, as jy viroggend saam met my wil staan en bid en sê, Here, ek gaan jou nie vorentoe roep viroggend nie, net daar waar jy is. Net opstaan, waar ons net 'n hart van verootmoediging viroggend het en sê, Here, ek weet, ek is nie daar waar ek moet wees. In verootmoediging voor U, nederig en sagte hart, waar jy wil saam bid en sê, purify my heart, Lord, so that I can be holy, set apart for you. As dit vanoggend jou gebed is, dan wil ek vra, staan op. As jy vanoggend bemoediging nodig het, staan op. As die Here dit op jou hart lê om vir iemand te bemoedig vanoggend, staan op. Gee 'n drukkie, bid saam. Hoor wat sê die Here. Vader, Jesus het self kom sê, ek is sag en nederig van hart. En bid ek vanoggend vir elke een wat staan, Here, dat ons net weer by die kern sal uitkom, by die hart, by moed sal uitkom, Here, om te kom sê, Here, ek lê alles voor U neer. Ek verootmoedig my vanoggend, Here. Ek begeer, Here, 'n rein hart. 'n rein hart. Purify my heart, Lord. Purify my heart, Lord. Here, dat die niks van die lelike self in my oorbly nie, Here Jesus. Maar dat ek my knie vanoggend voor U buig in diepe afhanklikheid om te sê, reinig my hart, Here Jesus. Dat ek sag en nederig van hart soos Jesus word. En Here, ek bid sommer vanoggend vir elke een wat nodig het, 'n drukkie nodig het, 'n hand van bemoediging, 'n gebed van bemoediging. Ek bid, Here Jesus, dat U styf sal kom vashou. Daar waar dit nodig is. U wat die bron van bemoediging is op hierdie oomblik sal kom bemoedig. Soos net U dit kan doen. In watter omstandigheid dit ook al is, Here, dat ons U sal ervaar. U liefde, U vergifnis, Here Jesus, U bemoediging. En dan bid ek ook vir elke een van ons wat moet bemoedig. Waar ons partykeer dalk 'n verskoning probeer uitdink, Here. Hoekom ons dit nie kan doen nie. Dat U ons die krag sal gee. Dat U ons die moed sal gee, Here Jesus, om op te kan staan en te kan sê, ja, Here, hier is ek. Ek weet nie wat ek gaan sê nie, ek weet nie wat ek gaan doen nie, wys U my. Ek bid vir U wil, U woord en U belofte, Here, oor hierdie persoon se lewe wat ek moet gaan bemoedig. Ons kom eer U vanoggend as die koning van die konings en die Here van die Here. En vanoggend buig ons knie voor U, Jesus, in verootmoediging. Ons bid vir een hart vir Kerigma, een hart.
eenheid, Here Jesus. Dankie, Here, bron van sagmoedigheid, bron van bemoediging, bron van liefde, bron van vergifnis, bron van genade, bron van eenheid, bron van familie, bron van een gees, bron van een missie, bron van een hart. We honor you. We worship you. I will worship you with all of my heart. Amen.